vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en welkom by vandag se huiskerk. So vandag maak ons nou eers klaar met ons preekreeks uit Tom Smith se boek Vind God in die gewone. Volgende kwartaal gaan ons verder gaan daarmee, daar is nog 6 temas, maar ons sal dit volgende kwartaal hanteer na die wintervakansie. Maar kom ek recap net gou vinnig weer. Tom het vir onsself die reeks begin, hy het vir ons ingelei deur vir ons te vertel waaroor dit gaan, en toe het ons gepraat oor vind God in die gewone van slaap, en van wakker word, en van was en reinig. Verlede week het ons gepraat oor vind God in die gewone van etes en etenstafels, en vandag praat ons oor vind God in die gewone van soektogte. Nou, ek haat dit om te moet soek na goed. Ek meen goed in die huis nou. Goed het mos 'n plek waar dit gebeure word. So mense het nie nodig om daarna te soek as jy dit nodig het nie. En hier praat ek nou van goed soos sleutels of 'n skêr of 'n remote of kombuisgoed, wat dit ook al nou mag wees. Die probleem is nou net vir my dat ek woon mos nou saam met ander mense ook in hierdie huis, en hulle is nie altyd so goed daarmee om die goed weer te bære waar hulle dit gekry het nie. So nou kom ek en ek het dit nodig en dan is dit nie waar dit moet wees nie, en dit frustreer my om dan te moet soek daarvoor. Nou, Tom skryf in sy boek dat hy van navorsing wat gedoen is en wat bevind het dat mense in hulle hele leeftyd gemiddeld 6 maande spandeer op soek na goed. Ons is almal maar op soek na goed en ek haat dit om te moet soek na goed. Nou, vandag se tema herinner ons daaraan dat ons altyd besig is om te soek na goed. Maar nou praat ons nie net van goed wat ons in die huis soek nie. Mense soek goed soos sin en betekenis. Mense soek na rus en rustigheid. Mense soek na liefde. Mense soek na aanvaarding. Mense soek ook na 'n plek waar hulle kan tuiskom, 'n plek waar hulle voel hulle behoort. En nou gaan dit nie net oor waar jy woon nie. As ek nou dink aan die kerk byvoorbeeld, mense sal beweeg van gemeente na gemeente op soek na 'n gemeente waar hulle tuis voel. Of ons dink aan mense wat anders is as ons, oor watter rede ook al. Hulle sal soek na 'n plek, 'n kerk, 'n groep, waar hulle kan tuiskom, waar hulle behoort, waar hulle aanvaar word. So mense is maar op verskillende maniere op soek na goed in hierdie wêreld. Die probleem is nou net is dat mense baie keer geneig is om antwoorde vir hierdie soektogte op die verkeerde plekke te gaan kry. Soos mense dink goed soos sukses of besittings of erkenning of prestasies of goeders wat verslawings veroorsaak in ons lewens, gaan vir ons die antwoorde gee op hierdie soektogte. Maar die goed, weet ons mos nou hou gewoonlik nie baie lank nie, of dit is nie baie goed vir ons nie. Dit is bietjie soos om sout water te drink, hoe meer jy drink, hoe dorser word jy. So, dis waarmee ek dink vandag se tema ons wil help. Dit herinner ons dat God ons ontmoet in hierdie soektogte. Die ou kerkvader Augustinus het baie eeue gelede al gesê, dat ons hart is onrustig, totdat dit in U tot rus kom. Ons harte is onrustig, totdat dit in God tot rus kom. So met dit in gedagte, kom ons lees vandag se teksgedeelte. Ons gaan lees Johannes 1, vers 35 tot 42. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk. Dus nou Johannes het stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle, wat wil julle hê? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word, beteken meester, waar bly u? En hy sê toe vir hulle, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan, en hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat gehoor het wat Johannes sê, en Jesus gevolg het. Hy het sy broer Simon eerste teëgekom, en vir hom gesê,
ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, Christus. Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word, Petrus. So die twee disippels volg vir Jesus. Hulle stap agter hom aan. En Jesus draai om, hy kom met agter en hy draai om en hy vra vir hulle, wat wil julle hê? Of in die ou Afrikaanse vertaling het dit gesê, wat soek julle? So hy vra nie, wie is julle, wat besit julle, wat doen julle, wat het julle al bereik nie? Hy vra, wat soek julle? En hulle antwoord dan deur te sê, waar bly u? Hulle wil weet, waar bly u? Nou hierdie antwoord is baie meer dubbelsinnig as wat ons kan raak sien in die Afrikaanse vertaling. Ons het nodig om terug te gaan na die Grieks toe om dit raak te sien. Die Griekse woord wat hier gebruik word en vertaal word met waar bly hy is die woord meno. En dit beteken to stay of to remain or to abide in. Johannes gebruik dit op ander plekke in sy evangelie om te praat oor to abide in Christ, soos die lote in die wingerdstok, to abide in Christ. So as hulle dit vra, waar bly hy, dan gaan dit nie hier in die eerste plek oor waar Jesus woon of oorbly nie. Dit gaan oor waar kry hy sy krag? Waar vind hy rus? Waar kom hy tuis? Where do you abide? In whom do you abide? En Jesus antwoord hulle dan net eenvoudig deur te sê, kom kyk. So Jesus nooi hulle uit om saam met hom te stap, om met hom tyd te spandeer en dan sal hulle sien, dan sal hulle die antwoord op hulle vraag kry. En dit het hulle toe gedoen, die res van die dag lees ons het hulle saam met Jesus tyd spandeer. En duidelik het hulle toe ook 'n antwoord gekry op hulle vraag, want ons lees dat Andreas vir Simon gesê het, vir sy broer, ons het die Messias gevind. Ons het vir Christus gevind. En dit wys net weer vir ons dat God ontmoet ons in die gewone dinge van ons lewe, in die gewone routines en ritmes van ons lewe, in die soektogte waarmee ons besig is. God vind ons terwyl ons soek. Nou, in aansluiting hiermee help Jesus ons ook in Matteus 6 vers 33. Daar lees ons dat Jesus sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou Jesus sê hierdie woorde nadat hy met sy volgelinge begin praat het oor hulle bekommernisse en hulle angstigheid. En hy nooi hulle dan uit om eerder op iets anders te fokus. Hy sê, dit gaan nie in die lewe in die eerste plek oor wat julle eet en wat julle drink en wat julle aantrek nie. En dan word dit gaan nie oor daai goed wat ons dink so belangrik is nie. En as ons moet nou dink oor ons eie lewens, daar's 'n klomp goed in ons lewens wat ons dink baie belangrik is. Jesus sê, dit gaan nie in die eerste plek oor daai goed nie. Dit gaan daaroor om God se koninkryk en sy geregtigheid te soek. So wat is God se koninkryk wat ons moet soek? Steek gou julle regterhande op, daar waar jy nou sit en luister na my, steek gou jou regterhand so op. Nou as jy dit nou gedoen het, dan het jy nou gedoen wat ek sê. Jy het my wil gedoen. My wil, Johannes se wil, is dat jy jou regterhand in die lug moet opsteek, so jy steek nou jou regterhand in die lug op, want ek sê so, dit is my wil. Nou, om God se wil te soek, om God se koninkryk te soek, is om God se wil te soek. Dis eintlik maar al wat dit beteken. Nie ons eie wil nie, nie Johannes se wil nie, nie my eie wil en my eie koninkryk nie, God se wil, God se koninkryk. En God se wil is eintlik mos nou maar heel eenvoudig, dit wat ons moet soek. God se wil is, wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. En al die ander goed waarvan ons lees en waaroor Jesus praat, goed soos wees geduldig, vergewe mekaar, wees lief vir mekaar, help mekaar, al daai goed help ons om God se wil beter te soek en te verstaan en te ondersteun. En wat beteken om sy geregtigheid te soek? Dit beteken, let op na waar mense sleg behandel word. Let op na waar mense swaar kry en dan doen jy iets daaraan. So om God se koninkryk en geregtigheid te soek, is eintlik maar net 'n oproep om anders te leef, om anders te wees, om dinge op 'n ander manier te doen.
So die probleem is nie dat ons soek nie, as ek dit nou alles net kan saamvat. Die probleem is nie dat ons soek na goed nie. Ek dink ons gaan altyd op soek wees, want daar is soveel van God wat ons nie verstaan nie, daar is soveel van die lewe en van die wêreld wat ons nie verstaan nie, van onsself wat ons nie verstaan nie. So ons gaan maar altyd op 'n manier aan die soek wees. So dis nie die probleem nie. Maar die goeie nuus is terwyl ons so op soek is God lankal klaar op soek na ons. Dis soos die pa in die storie van die verlore seun. Hy het gestaan en wag dat sy seun terugkom. Hy het gestaan en gekyk en gesoek vir sy seun om te sien hoe sy seun terugkom. So miskien moet ons vanoggend net weer hoor. Die antwoord op ons soektogte is dalk nie nog iets nie, maar eerder iemand met 'n hoofletter. Dis soos Augustinus gesê het, ons hart is onrustig totdat dit rustig raak in God, totdat dit rus vind in God. En dalk ontdek ons dan ook in hierdie proses, in al ons soektogte, was God nog die hele tyd nader aan ons, as wat ons gedink het. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, U ken ons harte en U weet waarna ons soek. Dankie dat U ons vandag weer herinner het dat ware vrede en betekenis net by U gevind word. Leer ons om U koninkryk eerste te soek en om U teenwoordigheid raak te sien in die gewone oomblikke van elke dag. Gaan nou saam met ons en laat ons lewe wys dat ons aan U behoort. Amen.